maar sit. Jy kan die Bybel oopmaak by Kolossense 3. Daar gaan vir ons die teks daarso op. Daar sy op. Okay, Kolossense 3. Nou, Paulus is 'n baie interessante man. Kom ons sit net so, dan gaan ons net 'n gebed saam doen. Baie dankie Here dat ons in U huis kan wees. Dankie vir die wonderlike voorreg van vryheid. Dat ons vry kan wees om by mekaar te kan kom en dat ons vry kan wees om uit die woord uit te lees. Wil U asseblief vanoggend met U Gees die woord vir ons duidelik maak. Wil U met U Gees vir ons wys hoe ons moet lewe elke dag. En dankie vir ons saamwees en dat ons ook mekaar in die geloof kan versterk. Wees nou met ons, in Jesus naam met ons dit. Amen. Goed, Paulus was 'n baie interessante, hy was nooit getroud. En vir 'n ou wat nooit getroud was nie, het hy baie goed geskryf. So Paulus moes definitief in huise goed gesien het, wat hom verstom het. So hy het fyn waargeneem en toe op 'n paar plekke besluit, hier's 'n paar goed wat hy dalk 'n bietjie moet skryf. Goed, Kolossense 3 vers 18. Vroue, wees aan julle mans onderdanig soos dit pas by mense wat in die Here glo. Nou op 'n ander plek sê hy ook, mans moet ook onderdanig wees aan hulle vroues. Nou die woord onderdanig in Grieks het 'n baie sterk betekenis van respek, om iemand te respekteer. So onderdanig is vandag 'n ongemaklike woord, so ons kan hom maar miskien vervang met respekteer, om mekaar te respekteer. Mans, julle moet julle vroues lief hê. Moenie die lewe vir hulle bitter maak nie. Baie jare terug op kampus preek ek oor daai teks. En toe Poenie het aan die Judith, wie ken hulle? Hulle is van Eden. Toe Poenie het aan die Judith terugry, hy is toe sy doodstil in die kar. Doodstil. Want aan die Judith is nooit stil nie. En Poenie vra, sê nader hom, liefie, maak ek die lewe vir jou bitter? Sy sê, ja my man. En van daai dag af het Poenie elke Sondag na kerk, elke Sondag na ete begin skorrelgoed was. Want sy het aan die Judith het geglo, jy gaan slaap nie met van skorrelgoed nie, van kombuis nie. Nou word jy siek en die dominee moet jy inkom en dan loop jy die kombuis en as jy nou die kombuis is vat. So mans, julle moet julle vrouens lief hê, moenie die lewe vir hulle bitter maak nie. Dis interessant, daar is verskeie vertaalmoontlikhede. Daar is tog 'n vertaalmoontlikheid van mans, julle moet julle vrouens lief hê, moenie verbitterd word nie. So dit beteken die vrou kan die man verbitterd maak. Maar ek dink ons is definitief meer ten gunste van die vertaling dat die man is wat die lewe vir die vrou bitter moet maak. Want watter vrou maak nou die lewe bitter van man? Ek weet dis iets wat net eenvoudig nie bestaan nie. Kinders, wees in alles aan julle ouers gehoorsaam, want die Here verlang dit van kinders wat in hom glo. Nou daai in alles is 'n groot, dit staan voorop in die sin. Goed, en dan vir my een van die mees amazing tekste in die Bybel. Vaders, moenie gedurig by julle kinders fout soek, dat hulle moedeloos word nie. Hulle het dit in die jaar 95 al gedoen. Hulle doen dit vandag nog. Soek so 'n fout die hele tyd by hulle kinders. En dit is nie moeilik om 'n fout by 'n kind te kry nie. Ons het nou 'n klein kind van, ja, hulle is nie hier nie. Ons het met die Mieg nou die naweek gehad by ons in die huis. Nou ons sê, met die Mieg kry vlek by die skool, die hele week. Want hy's 'n hiperaktiewe klein stoutertjie, amper seker hy weet wat hy is. So as hy by ons is, kan hy doen wat hy wil en ons gee hom geen vlek nie. Sy agenda is oop. Hy vat Smarties wanneer hy wil, hy vat Romies wanneer hy wil, hy het die KitKats gepolish gister, hy vat die KitKats wanneer hy wil, my vrou het hom op 'n manier gewat gekry gisterand, ek weet nie, ek dink sy het hom nog 'n KitKat opgekoop, en hy het tande geborsel, en vanoggend wil sy sê hy moet weer tande borsel, maar toe wil hy nie, want die KitKats is klaar. So iewers word gedurig fout soek, maak dit 'n kind moedeloos. So 'n mens moet maar mooi kyk daarna.
Goed, ons praat oor die huwelik. Ek het nou hierdie teks klaar gelees, so ek gaan vir julle 'n klomp tips gee oor die huwelik. Ek dink 'n mens moet besluit, so gou as moontlik, maak ons dit vir mekaar maklik of gaan ons dit vir mekaar moeilik maak? Dis 'n besluit wat jy moet neem. En as jy daai besluit geneem het, neem jy 'n volgende besluit. Kom ons maak dit vir mekaar lekker. Dit verander 'n groot deel van jou huwelik. Goed, die volgende ding wat ek wil sê is, elke ene stap, ek wou nou vanoggend 'n groot tas kry, maar ek was besig met boetie, ek kon nou nie. Ek wou 'n groot tas bring in jou huwelik. Die vrou stap met 'n tas in en die man stap met 'n tas in daardie huwelik in. In daardie tas is jou pa en ma, jou ouers se huwelike. In daardie tas is vorige ervarings van vorige verhoudings wat jy gehad het. In daardie tas kan vorige huwelike ook wees, se ervarings. So daar's 'n klomp goed in daardie tas waarvan jy bewus moet wees. En ek sou sê 'n mens moet uit daai tas uitbly. Die man bly uit die vrou se tas uit en die vrou bly uit die man se tas. Ek het nou al baie gesien in huweliksberading dat dit maar die beste is. Nou kommunikasie. Kommunikasie kan negatief en afbreekend wees. Kommunikasie kan persoonlik beledigend wees en dis baie sleg. 'n Mens moet mooi praat met mekaar. Goed soos vloek, skel en raas is heeltemal uit. En as 'n mens kommunikeer en 'n mens het miskien 'n konflik oor 'n saak, moet jy by een punt bly en die ou koeie moet jy in die sloot laat val en probeer om mekaar nie in die rede te val nie. Nou elke huwelik het sy eie kommunikasie vlak en styl. Dit wat julle mee gemaklik is in julle huwelik, is dit waarmee julle gemaklik is. Moenie laat die sarie of die rooi rose of die vernes of wat ook al vir jou vertel, daar's fout met jou kommunikasie in jou huwelik. Elke ene het 'n vlak van kommunikasie in sy huwelik waarmee hulle gemaklik is. 'n Mens moet 'n kommunikasie altyd bereid wees om in te gee. 'n Mens moet bereid wees om mekaar iewers in die middel te kry, om te kompromisseer. Dan nou, okay, vooraand het jy die remote, laat het ek die remote. Selfone, as ons saam kuier, is daar nie selfone nie, selfone is af. Selfone is voor 6 en na 8 of wat ook al. 'n Mens moet luister na mekaar, veral voor jy praat moet jy eers luister. Begin met ek. En jy mag nooit persoonlik beledigend wees nie. Dis heeltemal uit. Goed, ek dink 'n mens moet, die volgende punt is, 'n mens moet mekaar ten alle tye respekteer. As jy eers respek verloor, dan is dit nag. Respek is 'n baie belangrike gesindheid wat jy teenoor mekaar moet hê. Verwagtinge moet realisties wees. Kyk mooi of jou verwagtinge nie dalk onrealisties is nie. Kom met realistiese verwagtinge. Nou, 'n volgende ding wat ek wil sê is, jy maak net jouself gelukkig. Iemand anders kan jou nie gelukkig maak. Geluk is net in jou. Jy is die een wat geluk by jouself moet uitsorg, dan kan jy jou geluk deel. 'n Mens deel geluk. Maar dit is baie moeilik om iemand gelukkig te maak wat ongelukkig is. Nou, as daar iets gebeur, net jy bepaal hoe jy gaan reageer. As jy vir jou vrou koffie vra en sê, dan kan jy besluit hoe jy gaan reageer. Jy beskik oor die vermoë hoe jy gaan reageer. As jou vrou sê, kan ons by Lange Molle draai maak, en jy sê, alweer. Dan kan net sy besluit hoe sy reageer. Niemand kan jou maak reageer op 'n ander manier nie. Net jy besluit net jy neem daai besluit. Jy is nie 'n maat se pa nie. Wees baie versigtig daarvoor. Jou maat het 'n pa en 'n ma en jy is nie 'n maat se pa nie. Jou opinie moet altyd vol respek wees en moenie jou maat probeer verander nie. Dis 'n moeilike ding. 'n Man het eendag vir my gesê, hy verstaan nie mooi nie. In die oggend sê sy vrou vir hom, weet jy sal nooit verander nie. En die aand sê sy vir hom, weet jy is nie dieselfde man meer met wie ek getrou het nie. So iewers tussen daai twee goed moet die ou homself vind. Maar dit is nie baie goed om jou maat te probeer verander nie. Kyk eerder voor jy jou maat wil verander, vra jy, wat moet ek verander? Wat is daar in my lewe wat ek moet verander, wat dit vir jou maat makliker gaan wees? 'n Saak, bespreek 'n saak nugter, soos ek weet, ek hoor, ons luister na
Nee, ek wil nie sê vriende nie, want van julle is ons vriende. Ek luister na ander mense en dan wat review. En dan hoor ons selfoon is maar 'n issue in huwelike. En stel reëls op oor 'n selfoon, stel ligte reëls op, selfoon gebruik, TV gebruik, Facebook, stel reëls vir mekaar op, dan hou julle daarby. Goed, vra van tyd tot tyd vir jou maat, wat kan ons doen wat vir jou lekker is? En dan kyk julle of julle dit nie kan doen nie. Dit beteken jy neem jou maat in ag en jy sê jou maat se geluk is tog ook belangrik vir jou. Bou 'n vriendskap. Die grootste vriend of vriendin wat jy het, is daai persoon wat saam met jou in die huis sit. Bou aan daardie vriendskap. Beskerm jou huwelik teen enige derde party. Die enige derde party wat eintlik toegelaat word in jou huwelik is God. Nie skoonma, skoonpa, nie kinders nie, ek sê in jou huwelik. Nie kinders nie, nie 'n visstok nie 'n golfstok nie 'n selfoon nie veral nie tupperware nie. Dis goed dat jy nie moet toelaat in jou huwelik nie. Kinders is deel van jou gesin of deel van jou familie en hulle het 'n bepaalde plek in jou gesin en in jou familie. Skoonma is deel van jou familie en sy is nie deel van jou huwelik nie. Sy is deel van jou familie. Wat 'n voorreg, ons beweeg nou in die kring waar ons ouers verloor. En baie van u wat hierso sit, het nie meer ouers nie. Wat 'n voorreg om daarom nog 'n ouer te kan hê. Goed, bid van tyd tot tyd saam. Soek betyds hulp. Kom ek sê vir u so, ek wil dit nou baie mooi sê, partykeer is daar moeilike omstandighede in 'n huwelik. Ek wil nogal, ek het jare terug op Boetsvryheid, moes ek oor baie goed regtig, baie ernstig praat, onder andere oor drankgebruik. En ek moes so, terwyl ek praat, mooi kyk en vir wie ek kyk. So ek wil nou nie vir jou kyk nie, ek gaan net vir jou kyk. Ek sal nou mooi kyk nie. Partykeer is daar moeilike omstandighede in 'n huwelik en in 'n gesin. Soos substansieafhanklikheid. Omstandighede soos bipolêr of selfs depressie. Partykeer is dit 'n neiging tot selfdood. Dis moeilike goed om te hanteer in 'n huwelik. Eetversteurings, geslagsrol-identifikasie. So dis goeders wat as daar iets is in jou huwelik wat dinge vir jou kompliseer, kry betyds hulp. Daar is hulp beskikbaar. Kry betyds hulp. En dan as iemand die traumatiese ervaring het van 'n egskeiding, ek weet nie wat dit is nie, ek en Annelie ken dit nie. Ons kan net dink dit moet nag wees, dan moet 'n mens met baie groot simpatie daarna luister en mense help daarmee. Ek dink dis baie moeilike omstandighede. Goed, aanvaar mekaar soos jy is. Kies jou konflik mooi. Los dit as dit nodig is. Nou dan hierdie goeders wat hierso so, besluit voor die tyd. Hier's liefde. Julle sit by liefde volgens. Vreugde. Julle sit by vreugde. Julle besluit om daar te sit. Vrede. Wie sit by vrede? Vrede. Lionel en Christel. Julle sit by vrede. Wie sit by geduld? Niemand. Dat die mark jy moet by hier kom sit. Jy by geduld, hè? Liefde, vrede, geduld, vriendelikheid. Waar is dit? Daar sit die vriendelike mense. Vriendelikheid, goedhartigheid. Hier sit Corneille by goedhartigheid, mooi. Getrouheid. Nee, jy sit by getrouheid. Ja, jy het getrouheid. Wie nederigheid? Niemand nie. Totaal en al, heeltemal afwesigheid. En selfbeheersing? Niemand nie. Heeltemal afwesig. Besluit Sondag voor die tyd by watter pilaar gaan jy sit. Ek dink ons moet vandag 'n bietjie by vrede sit. Nee? So, dis goeders wat jy moet probeer aktief najaag in jou lewe. Dit deel maak van jou geestelike lewe en dit deel maak van jou huwelik. Humor is belangrik. Ek dink 'n mens kom ver met humor in jou huwelik. Wees egter versigtig. Die lyntjie tussen humor en sarkasme en spot is 'n fyn lyntjie. So maak seker jy steek nie daai lyntjie hoor nie. Maar humor kan nogal belangrik wees in jou huwelik. Jy aanvaar verantwoordelikheid 100% vir jou besluite en vir jou optrede. Jy aanvaar 100% verantwoordelikheid vir jou besluite en vir jou optrede. As jy betrokke raak by 'n verhouding buite die eg, is dit jy
Jy moet die verantwoordelikheid daarvoor aanvaar, want jy het die besluit geneem. Moenie daai verantwoordelikheid verplaas of verskuif of op iemand anders afskuif nie. Jy aanvaar verantwoordelikheid 100% vir jou besluite en vir jou optrede. As jy besluit, jy gaan by die wat om die 18de puitjie of die 19de puitjie, help my? 19de puitjie. As jy by die 19de puitjie sit tot 4 uur die oggend, dan moet jy weet, dis jou besluit en jy moet die verantwoordelikheid aanvaar vir daardie besluit van jou. Moet nooit verantwoordelikheid verskuif nie. Greta Wit is 'n interessante naam. Ons almal het verskillende gevoelens oor haar, maar Greta het eendag iets gesê, 'n man slaan met die vuis en met 'n oop hand. 'n Vrou slaan met die mond en met die tong. Nou, dis my interessant dat sy dit gesê het. Maar ek sê dit nou maar net. Dis nie ek wat dit uitgedink het nie. Dis Greta Wit. Goed. Nou, laaste ding, daar's niks so vernietigend in 'n huwelik soos 'n kroniese laafvlak intensiteit gevoel van jy is net nie goed genoeg nie en jy moet eintlik 'n bietjie anders wees en 'n aanhoudende ontevredenheid wat so deur die lewe gaan en wat afsyfer in jou huwelike. Dis 'n baie vernietigende ding. Dis daai Karen se daai teks op. Jy vinnig. Dis daai ding. Dis daai ding. Dis daai ding. Wees baie versigtig daarvoor. Dit help baie as jy happy is met jouself en jy is tevrede met jouself, jy aanvaar jouself hoe jy is en jy aanvaar jou maat soos wat sy is en dan is dit sommer makliker binne in die huwelik ook. Dit sluit nie uit jy kan sê as die vleis gebrand het nie, as die vleis gebrand het en die vleis gebrand het. Ek moet dit vertel. Ek tel die kleinkinders op by die skool. Ons ry so verby en daar's 'n hoop blare en gras wat die werker brand. En ons ry so deur die rook en Loan sê, dit ruik soos mamma se kos. So wees baie versigtig as daar hier's 'n ou wat hy sê nie vandag hier nie. Ou Manie het gesê, hy is 'n god. Sy vrou dink hy's 'n god, want sy gee kort vir 'n brandoffer. Goed, met die twee grappies sluit ek nou af. U verstaan min of meer waaroor dit gaan en dankie vir die voorreg dat ons bietjie daaroor kon gesels. Kom ons sit so, dan bid ons saam. Here, u moet vir ons wysheid gee, u moet vir ons insig gee. Ons het dit nodig om getrou te kan wees. Help vir ons dat ons huweliksverhoudings wat tog die tweede belangrikste verhoudings is waarin ons staan, dat ons die meeste daarvan kan maak, Here, en dat ons dit vir mekaar nie moeilik sal maak nie, maar maklik en lekker. Help vir ons dat ons elke dag daarin aandag sal gee. Ons bid dit in die naam van Jesus die Here. Amen. Ek wil tog vra, ek is nuuskierig, wie is 60 jaar getroud? Tannie Ina? 71. Hoe en jou? Okay. Wie is ouer as 71 jaar? Niemand nie. Ek dink Tannie Ina en jou is die oudste in die kerk. Tannie, word huwelik makliker of word dit moeiliker of is dit dieselfde? Word makliker. Okay, so ek is bly, ek het altyd nog gewonder of dit makliker is vir ouer mense. Want jonger mense, ek ken baie jonger mense, dis maar nag. Hoe ouer mense iets daaraan doen, hoe beter. Goed, kom ons sing slotlied, Ek soek u o God, 'n pragtige lied. Ons gaan staan as ons dit sing, jy kan maar mooi kyk na die woorde. Kollekte, sorry, amper is dit 'n gratis diens. Kollekte. Christus ons leer, wie denkt ons vrede.
wat jy nou hier ingegooi het vanmôre is jou huwelik. Die van julle wat nou nog getroud is, die van julle wat nog, wie is ongetroud, maak so. Jo, kyk terug. Geen jong mense wat ongetroud is, julle twee getroud. Nou maak so. Sterkte. Okay, so al die ongetroudes, al die getroudes, julle het nou julle huwelike hier so aangesit vanmôre, julle het julle huwelike nou vir God gegee. Kom ons bid saam. Dankie Here dat ons nie net ons huwelike hier so kan gee vanoggend nie, maar dat ons sommer ons hele lewens kan gee. Dat ons kan sê dat nie net die geld wat ons hier ingesit het aan die woord nie, Here, maar dat ons hele bestaan net aan U behoort en al die lof en al die eer aan U behoort. Seën ons gemeente met hoe ons dit aanwend, ons bid dit in Jesus naam. Amen. Dankie. Goed, nou kan ons sing. Ek soek U, o God. Pragtige psalm. Ons gaan staan as ons dit sing. Ja, mag het. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en ons gemeenskap met die Heilige Gees sal met ons wees en bly. Amen. Vader, liefde